Here baie dankie vir julle. Die Here is so awesome. Hy is so amazing goed. En ons gee aan hom al die lof en die eer. Die dank en die aanbidding. Want hy is waardig. Ek wil môre met u praat oor dit wat die Here op my hart gelê het, en as ek nou 'n tema aan iets kan sit, dan is there's no more time to waste. Die woorde spreek van dit self, maar ek wil dit saam lees uit 2 gedeeltes, 3 gedeeltes uit die woord van die Here uit. Eerstens uit Efesiërs hoofstuk 5 vanaf vers 8 tot en met vers 17. Efesiërs hoofstuk 5 vanaf vers 8 tot en met vers 17. Want vroeër was julle in duisternis, maar nou is julle in die lig, is julle lig in die Here. Wandel soos kinders van die lig. Want die vrug van die Gees bestaan in alle goedheid en geregtigheid en waarheid. En beproef wat die Here welbehaaglik is. En hou nie gemeenskap met die onvrugbare werke van die duisternis nie, maar bestraf dit liewer. Want wat in die geheim deur hulle gedoen word, is skandelik selfs om genoem te word. Maar al die dinge wat deur die lig bestraf word, word openbaar, want alles wat openbaar word, is lig. Daarom sê hy, ontwaak jy wat slaap, en staan op uit die dode, en Christus sal oor jou skyn. Pas op dat jy nougeset wandel, nie as onwyse nie, maar as wyse. En hierdie is die highlights gedeeltetjie, so highlight hom, en koop die tyd uit, omdat die dae boos is. Daarom moet julle nie onverstandig wees nie, maar verstaan wat die wil van die Here is. Nou as jy dit nou nog nie raak gesien het nie, kan jy maar net in die dorp gaan loop, en dan sal jy sien die dae is boos. Dinge het afgeneem, en dit neem by die dag af. Die mensdom se waardes, hulle gedrag, die tyd waarin ons is, kan ons sien dat die woord van die Here sê, die laaste dae sal daar swaar tye kom. Want mense sal meer liefhebbers van genot wees, as liefhebbers van goed. So dit is vir my baie, baie duidelik, net as mens na die mensdom kyk, buiten al die ander tekens wat daar is, kan ek weet, Here, ons is in moeilike tye. Dinge is boos, en ek dink ons hier in Leidenburg het dit nog maklik, as jy gaan kyk na wat in ander lande aan die gang is, rondom al die verskillende religions en die oorloë, net rondom religie, ek praat nie eens van fisiese oorloë nie, dan kan ons besef, Here, ons is in bose tye. En omdat ons in hierdie tyd is daar vir ons 'n opdrag dat ons moet tyd uitkoop. So ek en jy moet die beste maak van elke sekonde, elke uur, elke minuut, en sê, Here, omdat ons in hierdie tyd is, het ons nie tyd om te mors nie. Prys die Here. Lukas hoofstuk 12 vanaf vers 35 tot 40. Lukas hoofstuk 12 vanaf 35 tot 40. Laat julle heupe omgord wees en julle lamp aan die brand. En julle moet wees soos mense wat op hulle Heer wag, wanneer hy van die bruilof terugkom, sodat hulle dadelik vir hom kan oopmaak as hy kom en aanklop. Gelukkig is daar die diensknegt vir wie die Heer wakker sal vind as hy kom. Voorwaar ek sê vir julle, hy sal hom omgord en hulle aan die tafel laat gaan en hulle hom kom bedien. En as hy in die tweede of die derde nagwaak kom en dit so vind, gelukkig is daar die diensknegte. Maar weet dit, as die huisheer geweet het in watter uur die dief sou kom,
sou hy gewaak het en nie in die huis laat inbreek het nie. Julle moet dan ook gereed wees, omdat die Seun van die Mens kom op 'n uur dat julle dit nie verwag nie. Laaste gedeelte, enkele skrifgedeelte, Matteus 11 vers 12. Hy sê, maar van die dag van Johannes die Doper af tot nou toe, word die koninkryk van die hemele bestorm, en die bestormers gryp dit met geweld. Matteus 11 vers 12. Sê so, van die tyd van Johannes die Doper af tot nou toe word die koninkryk van die hemele bestorm, en die bestormers gryp dit met geweld. Nou, tyd is een van die dinge wat ek dink so kosbaar is, maar baie min mense dit besef. Tyd is iets wat ons nooit sal terugkry as dit verby is nie. Tyd is iets wat baie waarde het. Daarom sê die woord van jy koop dit uit. Weet jy moet eintlik so, dit moet jou iets kos om tyd by mekaar te kan kry. Baie keer by begrafnisse kan ons sien hoe tyd verkoos is. Waar mense by 'n oop graf sal staan en sê, ek wens, ek kon nog een keer vir jou gesê het, dalk ek waardeer jou. Ek wens, ek kan die tyd terugdraai. Ek wens, ek kan gister of eergister oorkry, dan sou ek dalk iets gedoen het, wat ek nagelaat het om te doen, omdat ek te besig was om dit te doen. In ander woorde, ek het nie my tyd gebruik om dinge te doen wat vir my eintlik belangriker is. En ek luister na 'n getuienis waar daar in 'n sekere dorpsgebied is daar mense, dit is amper soos hierdie townhouse gebiede waar jy by die veiligheidshek inry, so daar by die heads, en ons daar klomp ouens in daai toegespanne veiligheidsgebied, en in hierdie plek is daar mense wat begin huisgodsdienst doen het. En hulle het seker 1 keer 'n week of 2 keer 'n week by mekaar gekom in die aand, en dan het hulle nou huisgodsdienst gedoen of 'n selgroep gehad, en hulle het saam gebid en mense bedien, en dan sê baie ryk besigheidsman wat in hierdie gebied gebly het, en hulle het hom uitgenooi, en sy verskoning elke keer was, ek het nie tyd, want my werk vat al my tyd. Ek moet by die werk wees, ek het mense onder my, ek het 'n besigheid om te bestuur. Baie dankie vir die uitnodiging, maar my dag is vol. I don't have time. En hy kom op 'n stadium en hy word gediagnoseer met kanker. Ek kan nou nie onthou wat se tyd was dit nie, maar dit was lewensgevaarlik. En ewe skielik word hierdie besigheidsman se lewe tot stilstand geroep. En ewe skielik het hy tyd om dokter toe te gaan. Hy het nooit tyd gehad vir niks nie, maar skielik kon hy by 'n doktersafspraak uitkom. Hy het tyd gehad om te gaan vir behandeling, waar hulle vir hom gesê, daar is geen hoop nie. En ewe skielik, toe hulle vir hom sê, hy het nie meer tyd om te leef nie, toe het hy tyd om na hierdie selgroep te gaan. Ewe skielik was daar tyd, sy besigheid het nog aangegaan. Die besigheid het nie opgehou werk nie, maar hy kon by 'n selgroep uitkom. Hoekom? Want sy lewe was tot stilstand geroep en hy besef, ek het nie meer tyd. Ek kan nou enige tyd sterf. En baie van ons wat vanmôre hier sit en reg oor hierdie wêreld, dink dat ek het môre nog, en ek het oormôre nog, en ek het volgende maand nog, en ek wil dit en dat gaan doen. En ek het nie altyd tyd om na bidtier toe te gaan nie, en ek het nie altyd lus om by iets uit te kom nie. En dit is vir my, oor die jare het ek dit gesien, hoe dat mense skielik die kerk vind, wanneer hulle lewe in 'n storm is. Vir my interessant, dat as ek siek is, kan ek
tyd afvat by die werk om by die dokter uit te kom. Maar wanneer ek geestelike raad nodig het, dan kan ek nie afhou nie. Hoekom? Want my geesmens is nie vir my so belangrik soos wat my liggaam wil hê. En tog moet hierdie liggaam ergens op 'n einde kom. Dis maar net 'n tenwoorde. En mense is meer besorg oor die liggaam se toestand as sy gees se toestand. Selfs ons wat hier sit, sal dinge doen, want dit is vir my lekker om dit te doen, en dit bevoordeel die liggaam, maar wanneer dit kom by die ewigheidswaarde, het ons net nie altyd die lus om tyd uit te koop nie. En tog leef ons in die interessantste uur ooit in die ewigheid, dat Jesus kan enige oomblik kom. Maar die mens het so op hulle gemak geraak en sê, so môre. En ek besef nie dat alles wat ek nou verkoos, ek nooit weer gaan terugkry. En vanmôre wil ek met jou praat. Hoor wanneer praat nie oor die bestormers, wat die koninkryk bestorm. Daar is mense wat vandag doodgemaak word te wille van die koninkryk, maar hulle sal dit nie keer ruil vir niks in die lewe. Mense hardloop en bestorm die koninkryk vir redding en verlossing en sê, Here, ek weet waar ek was en ek weet waar die Here my uitgehaal, ek weet wat se donker gat in ek is en ek soek die Here met alles in my lewe. Ek sal elke oomblik vat, ek sal elke tyd vat, want die Here het my lewe geword, hy het my alles geword. Hy besit my tyd. Here, ek kan nie wag om by die Here uit te kom nie. Ek kan nie wag om tyd met hom te spandeer nie, want ek weet wie ek was en waar ek uitgekom het. Maar die hartseer is dat baie van ons sit en ons het vergeet wat het Here vir my gedoen en dit het vir my 'n moeite geraak om tyd uit te koop om by God te wees. En ek wil vanmôre vir jou sê, die Here soek vanmôre 'n man en 'n vrou wat bereid is om deur te druk sê, ek soek Jesus. You take the whole world, but give me Jesus. As hy gaan kom, wil ek nie besig wees op 'n ander plek nie. I want him. Is dit maklik? Dit is moeilik om die tyd uit te koop. Dit is moeilik om nie eerder by Jesus te wees as om by 'n braai te wees. Dit is moeilik om eerder te sê, ek gaan eerder kerk toe gaan as wat ek mall toe sal gaan. Dit is moeilik. Ek wil nie vanmôre op jou gevoel speel, omdat jy dalk een keer op 'n wind af naweek voel ek met 'n bietjie gesin goeders doen nie, but you don't understand nie. Daar gaan 'n uur en 'n dag kom wanneer die bassein van God gaan blaas en ek hoop jy sien daardie dag wanneer die wegraak gaan plaasvind, gaan hierdie kerk en kerke in Leidenburg regoor bestorm word by mense en hulle gaan hier kom stop en hulle gaan aan die deure klop en sê, maak vir ons oop, pastoor, is jy dalk nog hier? Ek is nie van plan om hier te bly nie, weet jy so. Jy kan my maar kom soek, jy kan die pastories keer afskop op ander keer. Ek weet nie, jy kan vir Doek skryf, jy kan hom kry hoor. So vir wie ook al mooi hond soek, I'm not gonna be here. I'm about to leave with met die eerste love wat uitgaan, I'm on the first love. Ek gaan huis toe. Daar's niks wat my hier kan hou meer nie. Daar's niks hier wat nie my tyd moet hê nie. Daar's niks hier wat is, ek sê nou nie, jy moet be so heavily minded that you know earthly good. Dis nie waarvan ek praat nie. Maar ek wil vir jy sê, there's times that God wants you for himself. Daar is tyd wat God sê, ek wil jou hê in hierdie tyd. Ek wil jou nie deel met iets anders nie. So it's not just about going to church, en dit is maar 'n uur, vir 2 ure en 'n hele week. Wat van die tyd en die res van jou weet, where does God, wat pas God in? Weet jy die bestormers? Die Duits Bybel beraad dit so mooi. Hy sê, now that it was preached, wat terwyl Jesus nou gaan bedien word, van Johannes die Doper af, men were pressing into it with resembling violence and desperation. So mense het gehardloop, hulle het geweet waaruit hulle gekom het, hulle het geweet
geweet wat was godsdienstigheid. Hulle het geweet wat slawerny. Hy het geweet wat dit is om vasgevang te word in 'n demoniese greep. Hy het geweet wat dit was en Jesus het gekom en hy het gesê, ek is die deur en die weg en die waarheid. Niemand kan na die Vader kom dan my nie en hierdie mense. They have, as jy gaan kyk na elke verhaal waar Jesus iemand voel, they came with desperation. Is jy nog desperate vir God vanmôre? Is jy nog desperate? Ek luister na 'n prediker, ek kan nou nie sy naam onthou nie. Hy sê baie mense that are concerned. So Lord, I'm concerned about our children. Lord, I'm concerned about people not going to heaven. Lord, I'm concerned. I say, don't tell me you are concerned, but you are spending hours in front of the television. Don't tell me you are concerned, but you don't have any time to read the Bible. Don't tell me you are concerned about your town. Don't tell me you're concerned about the youth. Don't tell me you are concerned about people going to hell, but you're not spending any time in prayer for them to be saved. Don't tell me you are concerned. He said, I'm looking for a person. God's looking for a person anguish that can cry out before God. Say, Lord, I want to spend this time crying in your presence for the lost. Moenie vanmôre sê, ek is bekommerd oor die toestand van Leidenburg, maar jy het die tyd om te huil voor God en te sê, Here, ek wil instaan vir ons kinders vandag. Ek wil hierdie tyd vat en ek wil inkoop en sê, Here, ek huil voor God vir die redding van die siele van ons kinders. Ek wil instaan en ek wil voor God staan en ek sê, Here, ek wil huil en ek wil God aanroep vir my man of vir my vrou of vir my seun of vir my dogter of vir my pa of vir my ma. Ek en jy kan nie sê ons is bekommerd, maar ons koop nie eers tyd uit om voor God te huil vir hulle wat verlore gaan nie. God sê vanmôre, I'm looking for a man and a woman that are desperate for my presence, wat 'n honger het en 'n dors het, Here. Ek gaan Laurens het 'n ding wat hy sê. Hy het jy al ou gesien wat in die woestyn was vir 5 dae. Wat nie 'n druppel water gehad het nie. Dis 'n ou wat dors is. Ou wat dors is nou nie ou wat 'n uur laas terug water gehad het nie. En nou sê ek bietjie dors. You're not desperate enough. Yes. A person that's really thirsty is a person that knows drought. Iemand dat droogte ken. Jy vir 5 dae nie water gehad het en jou lippe bars, jy was in die hittige woestyn. Daai ou is dors. Kyk, hy sal 'n ding onderste bo hardloop as hy 'n poel water sien. Hy sal eintlik beklei vir dit. Daar iemand sê jy kan nie inkom nie, hy sal fight en sê ek weet nie om wat jou reëls is en sê hier's nou jou wat op ek's dors. Are you willing to fight for what God wants to do? Ek sal beklei, totdat die eerste ou jou nie groet by die kerk nie, dan verloor jy sommer jou dors ook en jou honger vir God. Ek wil vanmôre vir jou sê, ons het nie meer tyd om stil te staan by oom Jan en tannie Sannie en Koos en Piet en wie ook al daar is, wat in my pad, ag pastoor, ek weet daarom nou nie, of dit, nee man, jy het nie honger genoeg vir die teenwoordigheid van die Here nie, want as jy 'n honger het, sal jy verby tannie Sannie en om Koos druk sê, verskoon my tog net oom en tannie, ek moet by iemand uitkom, sy naam is Jesus, I don't have time to waste, there's no time to waste, I'm pressing in, I'm pressing through, because I want something more, ek soek iets meer, as net die gewone, ek soek die krag en die salwing, en die teenwoordigheid van die Here, and whatever it takes, if I have to spend more time in prayer, ek sal dit doen, Here. Nou ons het tyd om te moan en te kla en te kere te gaan op Facebook, ons het tyd om in die geestelike worstelings met ander kinders van God, en dan wil ek my geestelikheid verloor, omdat iemand dan nie die woord sien soos wat ek die woord sien nie, en ons verloor ons joy, en ek verloor my blydskap, while people are going to hell, you are complaining on Facebook.
Kind van die Here, waarmee is ons besig? Ek of môre, I don't have time. Ek het nie meer tyd vir net die kritie nie. Ons moet sê, Here, ek soek God vanmôre. Ek is moeg om in die toestand te bly. Moenie vir my sê, jy is moeg vir jou toestand, maar jy het nog nie eers 'n halfuur gebid nie. Hoekom nie? Want ons is mos in 'n generation van give me. Gee my net alles, maar gaan net nie werk nie. Ek sê nou nie anders. Ons bureaus nie so. We are in a generation that think they are owed everything. En alles sal afbreek omdat hy nie dit kan kry nie. So die bus brand omdat hy nie gratis buskaartjie het nie. Omdat as 'n jong seun wat ek in die kerk groot het, het ons mense gehad wat nie wel af was nie. Dan Pietermaritzburg was daar gedeelte Orebe gewees. En die kerk was kilometers weg. En hierdie gesin, net hulle kleintjies, het elke Sondag kilometers gestap, want hulle was eers by. Hoekom? Want hulle te honger gehad. En never had excuse. Dus ek het nou nie vanmôre 'n manier om by die kerk te kom, julle moet dit maar geniet. You never hunger for God anymore. Because I saw people walking in the rain. And all over this world there are still people hiding in caves, fearing for their lives, because if they are found serving God, they'll be executed. Through rain and storm, through anything, they're pressing in and say, Lord, you are worth it. You are worthy of it all. Ek wil vanmôre vir jou sê hoe belangrik is God nog in my en jou lewe. Ek wil vanmôre, ek was so ek het die Here so lief, maar die eerste obstakeltjie. Ag Here, hoekom doen U dit nou? Ek praat vanmôre ernstig, kind van God, want ek wil vanmôre vir jou sê, is God vir jou so belangrik dat jy dit gaan bestorm en sê, kom uit my pad. Pastoor, jy my pad is om nader aan God te kom. Ek gaan boom oor jou klim, maar jy gaan nie in my pad wees nie. I will more of Him. Whatever it takes. I will take my time and I will spend it seeking God. I will spend it. En ek wil vanmôre vir jou sê, there's no more time to waste because Jesus is coming. Hy kom binnekom. Hy sê, they appear as if they would seize it by force. They express the earnestness that man must have in getting rid of sin and all Satan's powers, the world, and standing true. Wat is jy bereid om los te kom vanmôre van dit wat die vyand jou in vashou? See, many people want deliverance. Maar dit moet maar net iets kos nie. As jy wil nader aan die Here kom, okay, los jou pakkie Chesterfield. Nee, net nie dit nie. Is nie so verkeerd nie, pastoor, om dit en dit. Selfs nie Jesus het wyn gemaak. Ek was alkoholist, ek ken al die skriffies wat jy kan gebruik om jouself te regverdig, om ietsie te vat. Many people once God, totdat jy vir ek beraad met 'n jong paartjie. En as moeilikheid in die paartjie, want die man rook dagga. En dit veroorsaak dat sy gedrag so 'n bietjie verander in die huis, en dan betaal sy die prys daarvoor. En nou kom hulle vir beraad en ek sê vir hulle, daar's net een raad, julle moet Jesus kry. Daar's nie alles in julle met die nonsens los. En ek sê vir jou, jy moet hierdie goed breek. Jy moet Jesus aanneem, jy moet die Here begin dien en jy moet hierdie goeders in die asblik gooi. Nie ons sommer ander beraadlik. My nooit weer gesien. Want my punt is, die enigste berading is Jesus Christus. Is om op God se woord te staan. If you are sinning, you are letting in the devil. So you can't complain if the devil comes and steal from you. But jy kan nie vandag die duiwel bestraf, maar gisterand het jy 'n doppie saam met hom gedrink nie. Dis die probleem vandag.
We have time to sit with the devil and tomorrow we want to cast him out in the Sunday service. There's no way. Either you are standing in the light or not. En ek wil vanmôre vir jou sê, ons het nie tyd om saam met die vyand mee te kuier nie. Ek het nie tyd as oom Jan en tannie Sunny en wat ook al nie saam met my die Here wil dien nie. Sê vir hulle, it's nice to know you, I will love you and I will pray for you, but I don't have time. Kan nie meer kuier nie, ek is jammer. My pa altyd sê, alle mense bring vreugde. Sommige keer te kom en ander keer te gaan. So, dink jy dat baie mense mag gaan? Why do you keep people that keeps you from God? Nou, maar Here, miskien sal die Here my gebruik, as jy nou na 5 jaar nog raar was, het hulle jou nog net verander, jy het hulle nog nie verander nie. Walk away. Amen. Walk away. As die rule sê, then stop chasing after people God wants to save you from. En ons hardloop agter mense aan, terwyl ons agter Jesus moet aanhardloop. When you're running after God, God will put in your life who He wants. The devil sal ook kom met die ingesmokkelde broede, maar die Gees van die Here gaan baie vinnig vir jou openbaar sê, pas op. Want as hulle jou het hulle jou tyd. Kyk bietjie mooi wat die vyand kom vat, wanneer hy inkom met wie ook, met mense, met goeders, wat gebeur. Jou tyd wat jy spandeer verander. If the devil has your time, you're gonna lose. Hoor vanmôre, het God jou tyd? Of het die vyand jou tyd? Nou maar pastoor, ons moet werk, ek praat nie daarvan, jy kan lig by die werk ook wees, en jy kan sout by die werk ook wees. Ek onthou as jy my ken, ek het so klein Bybeltjie in my broeksak gehad. As jy anders ouens gaan vir 'n smoke break, dan gaan sit en bid. Ek kom nie meer vir 'n smoke break nie, ek het niks anders om te doen nie, dan gaan sit ek. Ek het eers 'n groot Bybel gehad, het so op my toolbox gelê. En ek het vir die eers gewerk so, en die kamera was so op my, een maandagoggend, so niemand was daar op Sondag nie, toe is my Bybel weg. Al die tools is daar, tot die nommer 10 span. Maar my Bybel is weg. Hoekom? Dus ek vir hulle, dan kry ek 'n pocket size ding. Hulle gaan nog nie uit my sak uithaal nie. En ek gaan nog nie my hart uithaal nie. Maar bid sal ek bid, en God sal ek loof en prys. Ek het nie self nie, met wie ook al. As hulle net weet hoe ek al daai winkel van hulle gesalf toe ek daar gewerk. Ek het regtig elke oggend salf ek elke deur van daai showroom, sê Here, hierdie is my grondgebied, want ek beloof elke plek waar ek my voet neersit, dan gee jy, Lord, I will be an instrument for God while I'm in this place. I don't care, because I don't work for them, I work for Him. He allows me to be there, and He blesses me while I'm there, for this is the place that God has placed me for this season, and I will let my light shine for the King of Kings, and I don't have time to waste. Ek wil vanmôre vir jou sê, by omstandighede is nie altyd gunstig nie, maar donkerte is die beste plek om lig aan te steek. Ek wil vandag vir jou sê, dis nie lekker as jy in duisternis is nie, dis nie lekker as mense vir jou praat nie, maar mens steek tog mos nie 'n lig aan as die son skyn nie, waar jy binne. Maar ek wil vir jou 'n lig kom waar daar 'n gebrek aan sig is. So ek wil vanmôre vir jou sê, you might be in a place where it feels, Lord, there's a lot of darkness, but I'm going to use this time to shine like never before. I'm going to use this time to pray for somebody. I'm going to use this time. Somebody is about to get delivered. Hallelujah. Ek wil vir ons met 'n attitude hê, waar ons ingaan koop, sê Here, hierdie ou irriteer my, so hy moet maar reggebak om gered te word. Dit kom na my einde toe. Ek het op 'n stadium mense gehad in my moeilike tyd in die bediening gegee. En ek glo in manifestasie. So die wat nie weet wat manifestasie is, dis wanneer jy in die gees is en jy maar jy doen dit iets fisies. So jy pak hulle tassies, ek pak hulle tasse, en ek vat hierdie tassies, laat hulle gaan. En ek pak hierdie mense se tassies. Pak net die tassies,
gooi dit uit, ek sê, Here, seën hulle, laat hulle gaan. Wil nie hulle wat verlore gaan, die man wil net aan my ou gaan irriteer. Ek het dit gebid, ek sê, Here, ek het genoeg gehad. Hierdie mense maak dit vir my moeilik, so ek pak hulle tassies, en ek pak hulle tassies, en hulle bly. En toe begin God met my praat, en hy sê vir my, het jy al ooit vir my gevra, wat is my hart vir hulle? Jy het my al ooit gevra, waar wil ek hê moet hulle uitkom? En Here, nee. Die Here sê, ek wil hê jy moet vir hulle begin bid, sodat hulle by my roeping kan uitkom. Here, maar dit sou beter wees, ek kan dit op 'n ander plek ook moet doen. Here sê, nee, ek wil jou leer. Nie al jou probleme gaan net wegvat. You need to understand what I want in every situation. En jy moet hierdie tyd vat om die hoor dat, en ek begin vir hierdie mense te bid. Ek sê, Here, help my om hulle te help om nader aan U te kom. So ek het my nie, ek wou sê, okay, Here, seën hulle. Maar ek sal kyk wat jy doen. God sê, jy gaan gebruik word. Jy is geïrriteerd, vir jou is dit 'n probleem, so I'm gonna use you. Ja, maar kan jy nie een van die ander ouers gebruik in die kerk? Jy, because you need to overcome. En ek begin vir hulle te bid. En ek begin Here te vra, Here, help my. Wys my, hoe kan ek hulle help om nader aan God te kom? En ek begin vir hulle te bid. En hulle attitude van hulle mens. En die Here verander daai hele situasie. En toe dit herstel is, toe trek hulle. Hoekom? Want ek het 'n les gehad om te leer en hulle ook. And God's time was perfect. So when they left, it was on God's terms. En baie keer wil ons mense weggee, maar dit kom ook in waar God sê. Ek het al met mense gehad, dan ek seker nie julle nie, maar ek kan baie keer baie frustreerd raak met persone, wat as Christen jou irriteer. Ja, ander wat nie weet hulle irriteer jou nie, jy kan daarmee, dis maar wie hulle is. But these other people, they go out of their way. Hulle gaan uit hulle pad uit om die lewe vir jou moeilik te maak. Dis die ouens wat die situaties ons oppak. Maar jy het al ooit vir die Here gevra, Here, hoe kan ek hierdie ou help om gered te word? Ons wil almal net wegbid, but sometimes God wants to save someone. And if I'm not spending time with God, you're not going to know this. So daar is ander wat God gaan sê, luister, hierdie moet gaan. En daar is ander wat God gaan sê, somebody is about to get saved. Wil jy al gesien, wanneer jy gedink het, God gaan iemand verwyder en God keer hulle om. Jy al gesien, met wie jy dit doen. Jy het te doen met 'n lewende God vanmôre. En ek wil vanmôre vir jou sê, kind van die Here, tyd is besig om uit te loop. Dis nou onthou. As jy tyd om kerk te speel nie, daar's nie tyd om Christen te speel nie. There's no time. We need to spend time with God. We need to draw closer to Him. Ons moet dit gryp met vors. Here, my hele wese sê ek wil nie vandag kerk toe gaan nie. My hele wese sê ek het nie lus om te bid nie. Here, my hele wese sê ek het nie lus om Bybel lees nie. But I'm going to press in. And I'm going to press through. And I'm going to seek God. And ek sal die tyd gebruik, Here. Daar's tyd daar wat ek ook voel, Here, ek het nie vandag lus om te bid nie. Maar dan dwing ek myself en ek gaan sit net by die voete van die Here. En ek sê, Here, hier is ek. Ek kan nie bid soos wat ek gister gebid het nie. But I am not going to spend this time sulking. En ek gaan nie die tyd gebruik om myself jammer te kry nie. Ek kom sit dan net by die Here. Want dit is waar my antwoord lê. Al weet ek nie nou eers hoe om te bid nie. I'm taking this time, not spending it like the enemy wants me to spend it. I'll spend it in the presence of God. En dan kan ek voel hoe die krag van God op daai sitplek kom en ek kan die kalmte en die vrede van die Here gevoel sonder dat ek bid, because I'm sitting at the feet
me of the King of Kings and the Lord of Lords, and then He picks me up. Ek wil vanmôre vir jou sê, van die Here, tyd is al wat jy het, en môre gaan jy huil, omdat jy nie die tyd gebruik het, wat God vanmôre vir jou gee nie. En ek wil vanmôre vir jou sê, in die hel vanmôre is daar duisende en duisende wat uitroep en sê, gee vir ons die geleentheid wat daar is in Leidenburg, Jansenstraat 25, as ek maar net daardie tyd kan hê, wat baie vanmôre in hierdie plek nie wil hê nie, Here, dan sal ek dit anders te doen, want dit is ewig te laat, en ek wil vanmôre vir jou sê, moenie wag om God aan te roep, terwyl jy op 'n hospitaalbed lê, of in langs 'n graf staan, of in die helmeland nie, want dan is dit te laat. Vanmôre het jy en ek 'n geleentheid en te sê, Here, ek wil my alles vir God gee. En ek wil vanmôre vir jou sê, God sê vanmôre, hier is iemand wat op 'n kruispad is van jou lewe. God het lank met jou gepraat oor keuses, en jy wil nie opgee oor sekere goed nie, because you think, ag, daar is nog tyd. God praat vanmôre met 'n jong man in hierdie plek, en die Here sê vanmôre, this is the time you need to choose, either it's God and it's everything, or it's nothing. Daar is die tyd om op twee gedagtes te hinker. Ek gaan afsluit. Ek luister na 'n jong man wat 'n visie gehad het, of ek weet nie of dit net 'n gelykenis is of dit 'n regte visie was nie, maar hy sien 'n draad. En hy sien aan die een kant van die draad staan Jesus. En hy sien aan die ander kant van die draad staan die vyand. En die vyand bied vir hom al hierdie plesiere. En al hierdie goed sê, kom kies hierdie kant. En die God staan aan hierdie kant van die draad sê, kom kies my. Ek is die weg, die lewe. Maar hierdie kant lyk lekkerder. En hy dog, ek weet wat ek gaan doen. Ek gaan so op die draad gaan sit. En dan kan ek so 'n bietjie van hierdie kry en ek kan 'n bietjie van daardie kry. En hy gaan sit op die draad. En die duiwel kom en hy gryp hom. En hy sê vir hom, jy is myne. Hy sê, ek kan nie joune wees nie, want ek het nog nie regtig gekies nie. Hy sê vir hom, jy verstaan nie, die draad behoort aan my. As jy nie warm is of koud is, maar jy is lou, die draad behoort aan die vyand. Many people doesn't know this. As jy lou is, sal God jou uit sy mond uitspoeg. Daar is nie, it's either everything or nothing. If you want to be on the fence, you are sitting on the devil's property. Many people think, I'm sitting on the fence, so there's still a chance. There's a chance when you're still hearing God's voice, but there will come a time what God said, I've had enough. I'm a jealous God. I'm not prepared to share you. I'm a jealous God. I want you all for myself. I'm not prepared to share you with nobody. Hoor wat ek vanmôre vir jou sê, God sê, ek gaan jou nie deel nie. Ek soek jou, met jou alles, of dis niks. Ek het die woord gebring vanmôre. Dis wat God op my hart gelê het, en ek wil hê jy moet saam met my staan vanmôre. En ons moet keuses maak vanmôre in hierdie plek. Jy het baie wat die Here dien, but you're not fully into it anymore. You're living a life of compromise. And God said there's no more time for compromise. There's no more time for compromising. Here, maar dit gaan 'n moeilike keuse wees. It will be the best choice of your life, even though it will be difficult. But because you will never ever have God fully if you don't take Him fully. Jy sal nooit God in sy volheid kan hê terwyl jy op die draad sit nie. You will never ever have God fully. God says it's time to make a choice. Vader, ek het vanmôre hierdie woord gebring soos wat U op my hart gelê het. Here, en ek bid vir myself en elke een in hierdie plek vanmôre, dat ons hierdie dag, hierdie geleentheid, hierdie uur,
ten volle sal gebruik en sê, Here, my alles op die altaar. Ek gee U my alles vanmôre, Here. Vader, ek bid vanmôre dat niemand wat hier is vanmôre verlore gaan nie. Here, ek vra mooi. Here, asseblief. Moet jy laat iemand verlore gaan vanmôre. Heilige Gees, sal U met elkeen vanmôre deel oor hulle toestand. Help hulle om vanmôre die keuse te maak en te sê, Lord, my everything. I will run after God, I will chase after Him, Lord, I want You. I've got a hunger and a thirst for more of You, Lord. Help vanmôre dat niemand sal verlore gaan nie. Dat ons hierdie wel aangename tyd sal uitkoop. Vandag en sê, Here, my ewigheid is op die spel. Here, dankie dat U Gees nou met mense praat reg oor hierdie plek. Dankie dat U Gees nou kom oortuig. Stel U lof en eer vir elke een wat gehoor gee aan die stem van die Here vanmôre. This is a time where you will see God's glory come into its fullness over those that have chosen Him. God said in this time, there will come a division between those that truly seek Me and seek after My heart and those that don't fully want to give over. There is a division, there is a cleansing that's coming to My children, and I will clean those that belong to Me. And I will mold them, and I will fold them, and I will make them into the image I want them to be. In this time you will see My glory move all over this world. You will see My hand move over My children. And I'm going to handpick those that hearts are truly turned to Me in this time. But there will coming a great falling away. In the next couple of months, there will come a great falling away. People that were not seeking God is going to fall away, but there is also those that have fallen away, that is turning to God and seeking God and calling upon their name, and My glory will be seen over them. I will save people that the church have turned their backs upon. In this time you will see My Spirit move like you've never seen it before. And those that have been holding on, they will be accelerated into the spiritual realm. I will give them more glory and more of My power, and through them there will be a mighty move of My Holy Spirit, and people will be saved. There is a move of God's Spirit that is coming like you've never seen it before. Even in your own lives, you will see My Spirit move in a way that you haven't seen it move before. There's acceleration and an intensification of My presence that is coming in every true believer, in everyone that is seeking Me like never before. You will experience My love, you will experience My acceptance, you will experience My deliverance, and I will clean those that is running to Me. I will make you to be clean and to be holy and to be acceptable unto Me, says God. In this time, remember this date. From this date forward, there will be acceleration in this division, says God, because I'm not prepared to be mocked, says the Lord. I'm not prepared to let My name be used in vain. Even in churches, you will see either My presence to be intensified or it will grow quiet. In this time, God says, you will see
a new spirit coming into the churches where my spirit is not welcome anymore. En die is die gees van die dwaling, sê God, in hierdie tyd, omdat hulle na my stem nie wil luister nie, sal hulle die krag van die dwaling stuur om die leuen te glo, sê die woord van die Here. Even preachers that I've been calling upon, and this time God says my calling will grow quiet in their lives. Without them even knowing it, the devil is going to take over. I'm saying this with, ek sê dit met baie versigtigheid. Maar in hierdie tyd sal julle kerke sien waar die gees van God gaan begin beweeg. And there will be miracles, but there's places where God said, I'm withdrawing, because I've been calling and I've been calling, and I didn't want to listen to me. We are in the hour where God says, there will be daar gaan 'n definitiewe skeiding kom tussen hulle wat die Here liefhet en hulle wat hom nie liefhet. En dit is baie belangrik dat jy en ek in hierdie tyd die stem van die Heilige Gees sal hê om ons te help om te kan onderskei, because if you don't have the Holy Spirit, you will not know the difference, because it will look the same, but there will be no power. Sê dit is mense met die gedaante van godsaligheid, maar hulle die krag daarvan verloor. It will look the same, but there will be no deliverance, there will be no healing. Luister vanmôre, kind van die Here, en selfs in ons eie persoonlike verhouding met God, gaan hierdie dinge werklikheid wees. Daar sal of die krag van God wees, of daar sal 'n gedaante wees van godsaligheid, without any power. So terwyl ek en jy God se stem hoor vanmôre, laat ons hierdie tyd vat en sê, Here, let me be sure, laat ek seker wees, dat ek seker is, Vra dat die orkes na vore toe sal kom.